Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys gesels nou met die nuwe uitvoerende direkteur van Finbond Mutual Bank, professor Janie Rousseau. Dankie Elsa en natuurlik professor Janie Rousseau van Finbond Groep Beperk en Mutual Bank. Wat 'n voorreg professor Janie, dis lekker om jou te hê op die program. Thys, baie dankie vir die uitnodiging vanoggend hier by jou te wees. Ek wens jou graag 'n lekker dag toe en ook vir die kykers 'n lekker dag vandag. Maar dankie vir die uitnodiging om hier te wees. Great. Professor, voordat ons begin, ek wil net vir jou kompliment gee want ek is 'n groot aanhanger van jou en ek sien altyd uit na jou striktas. Jy weet, baie dankie. Jy disappoint my nooit nie, hoor. Okay. Baie dankie. Maar laat ons gou inspring. Mutual Bank natuurlik is 'n finansiële instelling en natuurlik jy weet ook 'n deel van Finbond, maar wat onderskei hulle van ander finansiële instellings op hierdie huidige stadium? Ja, Thys, ons het in Suid-Afrika volgens wetgewing 3 tipes banke. Banke soos wat ek en jy hulle ken, die groot kommersiële banke, dan sogenaamde mutual banks. Daar's nie 'n lekker Afrikaanse woord daarvoor nie. Die laaste woord wat ek gehoor het is onderlinge banke, wat kragtens die wet op onderlinge banke geregistreer is, wat meer beperkte bankdienste aanbied as groot kommersiële banke en veral op gemeenskappe gerig is. En dan natuurlik koöperatiewe banke wat net in 'n spesifieke gemeenskap mag optree. Mutual banke mag oor die hele land optree. So is verskillende wetgewing wat verskillende tipes banke in Suid-Afrika reguleer en wat dan bepaal watter dienste hierdie banke mag aanbied. Dit gesê professor, as 'n mens gaan kyk na juis regulatoriese vereistes, dan as ons gaan kyk na Finbond Mutual Bank, watse regulatoriese vereistes is daar wat uitstaan waaraan jy moet voldoen? Ja, kyk, Thys, as jy my hele dag nooi, dan sal ek vir jou hulle volledig kan bespreek. Banke in Suid-Afrika word baie goed gereguleer. Banke in Suid-Afrika word deur die Reservebank gereguleer. Dit word ook deur die FSCA, die gedragsowerheid gereguleer. En dan natuurlik, omdat banke, soos Finbond Mutual Bank, 'n groot rol speel in lenings aan die publiek, word sulke instellings ook gereguleer deur die nasionale kredietreguleerder. So die nasionale kredietreguleerder fokus by Finbond Mutual Bank op ons uitleningsaktiwiteite. Die toesighoudende owerhede se groot fokus is natuurlik op ons depositonemende bedrywighede. Die regulatoriese owerhede wil seker maak dat mense wat hulle depositos, hulle spaargeld aan banke toevertrou, terugbetaal sal word aan die einde van die beleggingsgeleentheid. En vir ons by Finbond Mutual Bank is dit natuurlik ook baie belangrik om ons besigheid so te bedryf dat die publiek wat hulle geld aan ons toevertrou, die sekerheid het dat hulle na die tydperk terugbetaal sal word. Natuurlik, en ek dink dit is baie belangrik. Professor, daar is ook 'n ding wat genoem word Koöperasie en Deposito Versekering, of dan nou CODI, wat 'n werking getree het 1 April 2024. Net 'n bietjie daar vir die kykers wat dit behels, weet hierdie CODI. Ja, CODI is 'n nuwe instelling. Ek is 100% ten gunste van CODI of die Korporasie vir Deposito Versekering. Dit beteken elke bank betaal 'n versekeringspremie aan hierdie korporasie namens deposante. As die bank dan in 'n probleme sal beland, sal die korporasie deposante se depositos terugbetaal tot 'n maksimum van R100,000 per instelling. Dit beteken dus dat as deposante in 'n situasie beland waar banke hulle nie kan terugbetaal nie, CODI vir hulle daardie waarborg gee. Tot R100,000 per instelling, moet ek by sê. Dit help om geloofwaardigheid en vertroue in die bankstelsel te beskerm. En ook baie belangrik in Suid-Afrika, val mense dikwels vir wat ons noem Ponzi-skemas of piramide-skemas. En 'n baie belangrike onderskeid is dat CODI banke in Suid-Afrika hulle kliënte, hulle deposante beskerm. Maar diegene wat by Ponzi-skemas of piramide-skemas beland, het geen sodanige beskerming nie. So weer eens, let op dat die CODI-beskerming wel beskikbaar is. Ek moet natuurlik in dieselfde asem sê, mense wat wil geld leen, moet asseblief ook na geregistreerde instellings soos Finbond Mutual Bank gaan, eerder as na wat ons noem loan sharks. Natuurlijk. Moenie in die hande van sogenaamde
loan sharks verval nie. En Thys, ek moet ook vir ons kykers verskoning maak. Dit is vroeg in die oggend, ek kan nie al die Afrikaanse terminologie so lekker onthou nie. 100%. Maar ek dink jy baie keer dit met die luisteraar dit baie manier wat saam hoor, want dit is eintlik mos maar wat in die mark is. Jy weet, so as hy gaan verwys na loan shark, daar's niks anders as wat jy dit hom kan noem nie. En daai regulatoriese vereistes, ek dink wat jy so mooi uitwys, is so belangrik vir die normale verbruiker. Waartoe is die bankwese op pad in jou opinie in die volgende 5 jaar? Want dit raak al hoe meer innoverender ook. Jy weet, al die banke, en ek is bly om te sien Finbond is net so innoverend. Ja, oor die volgende 5 jaar gaan artificial intelligence, kunsmatige intelligensie baie belangriker word. 'n Goeie IT-stelsels, inligtingstegnologie gaan baie meer belangrik word in die bankwese en veral aan die uitleenkant, want deur kunsmatige intelligensie en goeie uitleningsstelsels sal banke beter tussen kliënte kan onderskei en beter prysbepaling by wyse van rentekoerse op lenings vir hulle kliënte kan doen. As ons gaan kyk met daai tipe van intelligensie en goeders en apps en alles wat 'n groot rol gaan begin speel. Wat diferensieer Finbond Mutual Bank, jy weet, van ander bankinstellings net so vinnig? Ja, in ons geval het ons 'n groot voetspoor in Suid-Afrika. Ons het baie takke. Ons is in die mark vir klein lenings. Ons weet hoe om daardie kliënte met respek te hanteer. Ons weet hoe om daardie kliënte binne die regulatoriese raamwerk te hanteer. Ons weet om daardie kliënte te help om binne hulle vermoëns te leen en te lewe. So in daardie opsig dra ons by dat kliënte nie in finansiële probleme beland omdat hulle te veel leen of buite die regulatoriese struktuur leen nie. En na ons mening is dit 'n belangrike poging van ons kant om juis hierdie kliënte uit die hande van loan sharks te hou. Natuurlik, en ek dink dit is so baie belangrik. Dankie professor Janie Rousseau. Dankie vir julle daar by Finbond Mutual Bank en natuurlik oor Elsa na jou toe. Baie dankie Thys en Prof Janie, dit was 'n baie insiggewende gesprek. Nou onthou, jy kan ook adverteer op Goeiemôre Good Morning. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Net hierna gesels Arnold Geerts met die sterkste man in die wêreld, Reinout Nel, maar jy kan ook ingeskakel bly want ons fokus ook 'n bietjie later op die Matilda musiekblyspel. Bly net waar jy is.